mekaar, dat ons kan weet, U gaan nou met ons praat. Here, en as ek hier voor staan, dan voel ek in die vlees maar swak, Here. As ek na al my broers en susters hier voor my kyk. En daarom is dit net lekker om totaal alle beheer aan U oor te gee. Ook my denke, my tong, my woorde, my gedagtes, dat U dit sal rig deur U Heilige Gees. Here, ek kan nie anders nie. Laat die woord wat uitgaan, gees en lewe wees. En laat ek op die agtergrond kan skuif. En Vader, ek bid ook en ek smeek U, dat elkeen van my broers en susters wat luister, sal hoor wat die Gees van God aan sy gemeente wil sê. Berei hulle voor en sonder hulle af, heilig hulle vir hierdie oomblik. In Jesus se naam vra ek dit. Amen. In Korintiërs 3, vers 9 tot 11. Paulus kom en hy sê vir die gelowiges, julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Die fondament is Jesus Christus. Broer en suster, kan ek vir jou 'n vraag vra? Waarin lê jou geloof? Jy sê jy's 'n gelowige. Jy's 'n kerkmens. Is jy 'n gelowige? Gelowige van wat? 'n gelowige van wie? Ons ken nie regte antwoorde. Paulus kom in hierdie vers wat julle daar op die skerm sien, en hy vergelyk die geestelike lewens van die wat sê hulle is gelowiges, vergelyk hy met die beeld van 'n huis. En hy kom en hy sê dat 'n huis het 'n fondasie en hy het 'n struktuur. En as daai fondasie nie in plek is nie, dan help dit nie eers jy bou die struktuur nie. Jy mors jou tyd. Hoe lyk dit met jou geloofshuis? Ons wil die kamp afskop die naweek. Want weet julle wat's hartseer, broer en suster? Baie van ons wat kerk toe gaan, gaan hel toe. Ons geloof is in die kerk. Dis 'n fondasie wat nie kan hou nie. En nou moet klomp dinge waaroor ons môre nou verder sal praat. Kom bou ons op hierdie Jesus fondasie. Ons ken die regte naam, ons praat die regte taal. Maar die fondasie het krake in. Die fondasie is nie werklik gelê nie. As die fondasie nie vas is nie, dan staan of val jou huis. En weet julle wat vir my baie interessant? Nou kan ons gaan na 'n man toe hier in die Bybel. Julle kan die wat Bybel sit saam met my oopmaak, Handelinge 26. Wil ek vanaand met u deel. Handelinge 26 is 'n gedeelte van Paulus. En Paulus, het julle al van Paulus gehoor? Dis nie die ou wat daar agter sit nie. Paulus in die Bybel. Paulus was 'n man wat ook 'n geloofshuis gebou het. Maar weet julle wat? Vir 'n groot deel van sy lewe het hy op 'n valse huis gebou. En hy het dit nie geweet nie. Lees saam met my Handelinge 26 vers 4 en 5. Paulus kom, hy sê, al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lank al en kan getuig, as hulle wil, dat ek my lewe lank lid was van die Fariseërs. Hoor julle sy kerk? Hy was 'n lidmaat van sy kerk, die Fariseërs. Die strengste party van ons godsdiens.
In Filippense 3, die eerste 5 verse kom Paulus en hy sê, van my geboorte af was ek 'n Jood, 'n Fariseer, skrifgeleerder, 'n ras-egte Hebreër. Hy het so lank CV. Dit was sy fondasie. Nou kom hy in Handelinge 26 aan die einde van sy bediening. En hy vertel vir die gelowiges hier en hy sê, ek wil julle iets sê. Ek het vir 'n groot deel van my lewe op 'n valse geloofshuis gebou. My fondasie was vrot. En eendag, toe tuimel my geloofshuis in mekaar. En broer en susters, kom ons wees nou maar eerlik. Baie van ons gaan in ons godsdiens en in ons verhouding met die Here aan, soos die kerk aangaan. Die kerk moet sy gewoontes, moet sy maniere, dit wat ons voorouers vir ons geleer het, dit wat in die algemeen geld, dis hoe jy Pinkster doen, dis hoe jy sing, dis hoe jy kerk loop, dis hoe jy aantrek. Ons fokus is so op daai dinge, laat ons amper saam met Paulus hierso sou kon sê, maar my lewe lang kan baie saam met my getuig, dat ek lid was van 'n kerk wat vals was, die Fariseërs. Môre middag gaan ons daaroor verder uitwy. Ek wil nie nou in die detail van dit ingaan nie. Weet julle, in my eie lewe moes ek dit agterkom. Hoe baie, en dit was 10 jaar gelede, presies, nou November, 10 jaar gelede, dat met sekere kerklike gewoontetjies en gebruike en maniere, het ek my fondasie gebou. Maar hierso was dit leeg. Daar was 'n fout. Ek het 'n goeie godsdiens beoefen, en ek was 'n goeie mens. Maar die krag van God het ek nie geken nie. Alhoewel ek 'n kind van die Here was. Ek hoop die lig is nou al sterk. Goed. En eendag is Paulus op die pad na Damaskus. Dit gaan nou nie heeltemal werk met die, miskien moet jy maar aanhou, dit gaan nou nie werk nie, dankie. Met die spotlights wat aan is. En eendag was Paulus op die pad na Damaskus. Paulus? En hy's besig, nog steeds met sy valse huis. Hy's besig op die fondasie te bou, van kyk hoeveel Christene kan hy in die tronk gooi. Hy's besig om te bou, om te kyk hoeveel kan hy vang, laat hulle gegeesel word, laat hulle moet die Sambok 39 houe kry. Hy sê self, ek het bygestaan waar baie van die Christene, waarop ek my fondasie gebou het, wat ek gevang het, wat ek bygestaan het, hoe hulle gestenig is, met klippe doodgegooi is, terwyl hulle daar lê. Onthou julle van Stefanus, hy was een van hulle. Paulus het dit aanskou, hy het hulle gevang, hy was 'n goeie ou. Die kerkmense het hom geprys en gesê, goeie lidmaat van die Fariseërs. Jy bou op die regte huis. En eendag is Paulus op pad Damaskus toe. Wat hy nie geweet het nie, sy lewe is stik donker. En toe hy daar aankom, skielik, toe is 'n skerp lig van God wat op hom skyn. Dis nou nie donker nie, maar probeer julle die prentjie sien. En die skerp lig van God kom in die duisternis wat hom omring. En Paulus het nie 'n ander keuse as om uit te skree. Wie is U, Here? Here, wie is U, Here? Het jy al daai uitroep gedoen? Jou lewe? Here, wie is U? Want sien, die oomblik toe die lig van God op hom kom, toe het hy nie 'n ander keuse as om uit te roep, wie is U, Here? En toe Paulus daar opstaan, lees ons, toe sy blind. Maar sy hart was lig. Weet julle wat daai oomblik met hom gebeur? Hy's geestelik gebore. Die oomblik toe hy uitroep, wie is U, Here? Ek is Christus, Jesus van Nasaret, wat jy, Paulus, vervolg, waarmee jy dink, jy kan 'n fondasie bou, deur my te vervolg, deur my eenkant te stoot, deur my weg te stoot. Jy dink jy's lid van die Fariseërs, jy bou op 'n verkeerde fondasie. En God werk in hom, laat hy uitroep, wie is U, Here? Ek is Christus, seun van God wat jy vervolg.
In daai oomblik, toe word Paulus geestelik gebore. Dankie Godfrey. Jy kan maar sit. Broer en suster, my vraag waarmee ek wil afskop die naweek, is het u al uitgeroep, wie is u, Here Jesus? Regtig. Met ander woorde, soos Paulus, het jy hulle ontmoeting met die Here Jesus gehad. Julle sien, omdat hier so baie was wat nog nie op kampe was nie, moet ek nou net dit iets wys. As ek gou vir julle 3 kan roep, hierdie 3 mooi meisiekinders kan hier staan, jonges. Draai net om, dan kyk julle soontoe. Terwille van duidelikheid. Lees vir my van daai kant af, hou mooi hoog. Liggaam, siel. Jy sien, Paulus het met sy lewe lank, was hy 'n goeie kerkman, hy was 'n goeie godsdienstige ou, maar met sy liggaam en sy verstand, met sy siel, het hy probeer om 'n goeie godsdienst te beoefen. Hy het 'n liggaam gehad, hy het 'n verstand gehad, hy het emosies gehad, hy het 'n wil gehad, dis alles in jou liggaam en in jou siel vervat. Maar die krag van God het hy nie geken nie. En daai oomblik toe God kom en Jesus openbaar homself aan hom en hy tree in 'n verhouding met Jesus Christus, toe word hy geestelik gebore. Toe word Paulus 'n volmaakte mens, want toe kom woon die Here in sy hart deur die Heilige Gees wat hy in sy hart uitgestort het. En broer en suster, weet julle hoe baie mense vandag gaan kerk toe? Hulle sien hulle self as gelowiges, maar alles wat hulle doen, maak hulle staat net op hulle liggaam en op hulle verstand om godsdienst te bedryf, om 'n goeie mens te wees. Kan ek gou vir julle 'n oefening doen? Dankie julle. Dankie Godfrey. Kan iemand vir my, julle ken mekaar mos nou. Ek soek 3 goeie mense in hierdie gehoor vanaand. Julle ken mekaar, wil julle hulle nie aanwys nie, wat redelik goeie mense is. Noem hulle gou vir my, ek soek gou vir 'n oefening 3 hierso. Daar kom 'n broer, dink julle hy's 'n goeie ou, okay? Nog iemand? Kom gou, wie, dink gou dan iemand langs jou wat julle weet, maar hierdie is 'n redelik goeie broer of suster, dis 'n godsman die, dis 'n godsvrou. Ons het broer Julie. Christine, kom jy? Sy ook, sê jy. So jy dink sy's 'n goeie mens ook. Nog iemand? O, my broer hierso, wat is jou naamkaartjie? Dat almal kan sien jou naam. Kan jy nie vasknip nie. Slamat. Slamat daar van Geluksoord buite Stellenbosch. 3 goeie mense. Julle het so gesê. Is sy 'n goeie? Baie goed. En die broer, die wat hom ken, is 'n stap 'n pad met die Here. En broer Slamat, die ander geluksoorders, is hy 'n goeie man. OK. Paulus was ook so 'n man. Slamat, ek wil hê jy moet net vir my sê ja of nee. OK. Ek gaan jou 'n vraag vra. Sê my, het jy al in jou lewe gevloek? Ja of nee? Ja. Maar hulle sê dan jy's 'n goeie man. Hæ? Die ontmoeting met die Here toe stop die vloek. Dit is Paulus. Maar onthou 'n man wat vloek het 'n vuil mond. Sê my, Slamat, het jy al ergens in jou lewe kwaad geword? Ja of nee? Sorry, jy moet gaan sit, want daai manne het gelieg. Jy's toe nie so goed soos jy dink nie. Julle sê Christine is 'n goeie vrou, 'n godsvrou. Christine, kan ek jou 'n vraag vra? Het jy al gelieg in jou lewe? Ek dog jy sê sy's 'n goeie vrou. Ek wil nie eers waag om die ander vrae te vra nie. Jy's 'n leienaar. Dankie Christine, jy kan maar gaan sit. Nee, maar hier het ons 'n goeie,
Julie, hierdie sê julle is 'n goeie ou. Ek sien iets van Paulus in hom, is 'n goeie man hierdie. Julie, ek wil net een vraagie vir jou vra, gaan nie jou in die verleentheid stel nie. Het jy in jou lewe al gesteel? Ja of nee? Hy is 'n dief. Hy is 'n bedrieër. Broer en suster, ons beste dade is soos vuil klere voor God. Daai dag op sy knie, toe besef Paulus dit. Toe God se lig hom kom verlig. En hy nie anders kan om op sy knie, op sy aangesig voor God uit te skree, Here, wie is U nie? En dis hoekom ek gesê het, so baie mense is goeie mense. Hulle het 'n mooi skoon lewe, redelik skoon. Hulle praat nie lelik nie. Hulle is darm 'n bietjie lief vir hulle vrouens, partykeer nie so kwaai nie, maar darm. Hulle verniel nie hulle kinders nie. Is nie lief vir die bottel, is 'n goeie man daai. Weet julle wat? Dis soos die boer Angus Buchan wat ons almal van sê. Hy sê altyd, goeie mense kom nie in die hemel nie. Hoor julle? Want dan moet baie moslems in die hemel kom. Goeie mense kom nie in die hemel nie. Wat kom in die hemel? Gelowiges. Gelowige mense wat glo in Jesus Christus kom in die hemel. Van Herden, waar staan dit in die Bybel? En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle na gees en na siel, 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag julle na gees, siel en liggaam geheel en al, volledig, onberispelik bewaar word, tot met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hoekom sal Paulus so 'n wens toewens aan die gelowiges, as hy nie iets daarmee wil sê nie? Jy sien broer en suster, dis hoekom Johannes 4 vers 34 vir ons sê, dat die ware aanbidders van Jesus kan hom slegs in wat aanbid? Gees en in waarheid. As jy nog nie Jesus Christus in jou hart ingenooi het, in 'n ontmoeting met hom gehad het nie, my broer en suster, en weet dat hy vir jou 'n werklikheid is, soos die lied wat ons gesing het nie, dan is jy soos Paulus, op pad hel toe, tensy jy toelaat, dat die Gees van God jou verlig, en jy 'n ontmoeting het, met Jesus Christus. Ek het nou nie 'n transparant daarvan nie, maar as julle die wat Bybel sit na Galasiërs 4, vers 4 tot 7 kyk, is vir my van die mooiste, of het ek hom hier op? Nee, ek het nie. Galasiërs 4, ons blaai gou soontoe, dan wil ek julle moet mooi luister na hierdie onbeskryflike woord, wat Paulus hierso het. Hy sê hierso in Galasiërs 4, vers 4, toe die tyd wat God bepaal het daarvoor aangebreek het, het hy sy seun gestuur, wat uit 'n vrou gebore is, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Hoor nou hierso. Hy het sy seun gestuur om wat te doen? Vers 5. Om ons, wat aan die wet onderwerp was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte uitgestort. Dit al met jou gebeur. Nie die pastoor nie, nie die priester nie, nie die dominee nie, nie die godsbroer of godssuster nie, God self, het hy al sy gees in jou hart uitgestort. Daai dag toe hy gesê het, Here, hier is ek kom neem U aan, ek gee my lewe vir U. Dis wat Paulus sê. Hy het ons kom loskoop om ons as kinders
van God aangeneem te kan word. Want sien broer en suster, ten spyte van die wonderlike godsdienstige goeie ou wat Paulus was dit die identiteit wat om sy nek gehang het. Hy was 'n sondaar op pad hel toe. Al het hy hierdie sogenaamde Christene een vir een gevang en in die tronk gestop en mense het gesê, pragtig Paulus, jy's 'n goeie diensknegt, jy gaan ver kom, jy's 'n goeie mens. 'n Sondaar op pad hel toe. En wat hierdie teks vir ons sê, daai dag, toe Jesus se lig hom verlig, toe verander sy ID. Toe word hy 'n wat? En dis hoekom Romeine 8 vers 16 sê, die Heilige Gees getuig saam met my gees, dat ek wat is? Ken jy dit in jou lewe? Die tweede deel van hierdie lesing wil ek, in die groepies gaan ons nou baie meer daaroor praat, maar wil ek vir jy iets demonstreer. Kan ek vir jou 'n persoonlike vraag vra? As jy vanaand in daai kamer aan 'n hartaanval sterf, my broer en suster, waar maak jy jou oë oop? Dink mooi. En kan ek vir jou 'n tweede vraag vra? As jy sê in die hemel, okay. Maar as jy in die hemel kom en God sê, welkom, hoekom moet ek jou toelaat in my hemel? Wat gaan jy vir hom sê? Ek was 'n goeie ou op aarde. Kyk wat het ek gedoen. Soos Paulus. Soos die beeld van ons broers en suster wat hier voorgestaan het. My broer en suster, weet julle hoekom vra ek die vraag? Want daar is so baie mense wat by tentdienste is, in veldtogdienste, en kampe soos die, en groot byeenkomste, en hulle neem die Here aan, en as jy weer sien, dan lê hulle weer daar. En dan neem hulle die Here aan, dan lê hulle weer daar. En as jy weer sien, dan stap hulle maar weer die ou pad. Weet julle wat vir my die vreemdste van alles, dat ons mense op kampe kry, wat hulle 5de keer op 'n kamp kom, dan sê my broer, ek moet my weer kom bekeer. Ergens is al fout. Ergens is al groot fout. En as ek vir daai man vra, wat die 5de keer op 'n kamp kom, maar hoekom moet jy jou weer bekeer? Is jy dan nie seker dat jy hemel toe gaan nie? Nee my broer. Hoekom nie? Hoekom nie? Kan ek vir julle probeer 'n antwoord gee? Godfrey, kan ek jou weer kry om uit te beeld? Ok, ek gaan draai gou om. Ek grawe nou, jy moet soen toe kyk. Ek grawe nou hier in my sak. Hoor jy iets? Ok. Ok, Godfrey, kom maar omdraai. Dink jy ek het iets in my hand vir jou? Sê nou ek sê vir jou ek het 'n R10 in een van my hand, nee. Sê nou ek sê vir jou ek het 'n R10 in my hand. Glo jy my? Nee. Hy sê nee. Is daar iemand anders wat wil probeer? Hyman, jy ken my mos ook. Godfrey staan nie so. Broer Godfrey, glo nie ek het 'n R10 in my hand nie. Hyman, glo jy ek het 'n R10 in my hand? Julle drop my nou. Rina, glo jy ek het 'n R10 in my hand? Hoekom? Mense, die punt wat ek probeer illustreer. Hulle ken my nou, maar nou kom ek en ek vra vir Godfrey. Godfrey, glo jy ek het 'n R10 in my hand? Nee, hy glo nie. Hyman sê, hy is onseker. Nee, ek het nie een nie.
Rina's en hulle sê vir my, hoekom nie? Nee, want hulle glo my nie. Hoor julle? Hulle glo my nie. Godfrey, glo ek het 'n R10? Nee, ek glo jou nie. Rina, glo ek het 'n R10? Ja, ek glo jou. Hoekom glo jy my? Wat was haar antwoord? Nee, wat was haar antwoord? Ek ken jou. Ek ken jou. Broer en suster, weet julle hoekom val mense terug? Time and again. Hulle ken nie vir Jesus nie. Want as jy hom ken, soos Rina my ken, dan glo jy in hom. En jy glo wat in hierdie boek staan. Jy twyfel nie daaraan nie. As hy sê, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, sal kinders van God genoem word. Here, ek glo. Hoekom glo? Want ek ken U. Hoekom val ons terug? Hoekom het ons die sekerheid van ons Want ons glo nie. En ek gaan nou kyk, wat is die redes hoekom ons nie glo nie. Hulle het nou nie geweet van die oefening nie, ek moes hulle voor die tyd gebrief het. Maar sorry, dankie julle. Een moes gesê ja en een moes gesê nee, maar gelukkig het Rina my gehelp. 'n tweede rede, Godfrey, jy moet nou maar gou weer hier kom. Blinddoek jouself gou. Ok, hou maar net so, hy gaan seker te kort hier agter. Ok, Godfrey, staan nou daar. Godfrey, kyk vir my. Jy gaan nou sê nee. Godfrey, sien jy my? Sien jy my? Maar hoe weet jy dis ek? Ek hoor jou stem. Hoor jy? Sê net weer. Ek hoor jou stem. Godfrey, kyk. Godfrey, sien jy my? Nee, ek sien niks nie. Maar hoe weet jy dis ek? Want ek ken jou stem. Ken jou stem. Daar is die antwoord. Ons ken nie die Here se stem nie. Want ons wil hom sien. Ons wil sien hoe val iemand. Ons wil die Here sien in aksie. Maar ons ken nie die soet stem van die Heilige Gees nie, en broer en suster, daarom hou ons aan om terug te val. Daarom het ons die sekerheid van ons geloof nie. Dankie Godfrey. Die twee oefeninge wat ons nou hier probeer doen het, Rina het gesê, ek glo jy het 'n R10. Toe vra ek haar hoekom? Want ek ken jou. Gelowiges val terug, omdat hulle nie vir Jesus ken nie. Hulle weet wie hy is, maar hulle ken hom nie. Dis die eerste rede. Die tweede een is, Godfrey, sien jy my? Nee. Hoe weet jy dis ek? Ek ken jou stem. Ken jy Jesus se stem? Want as jy sy stem ken, broer en suster, dan is dit moeilik om terug te val en jou geloof te verloor. Dis soos jou vrou of jou kind wat elke dag met jou praat. Jy ken haar stem. My ma sit in Pretoria. Dis 1500 km van hier af. As ek die foon lui, trrr, en ek tel op, en ek hoor, hallo van Heerden, is dit jy? O, hallo ma! Hoe weet ek het? Ek ken haar stem. Ken haar stem. Ek het geen twyfel is my ma nie. Al sit ons 1500 kilos van mekaar, ek sien haar nie, maar ek glo, want ek ken haar stem. Broer en suster, die derde rede, nog gou kyk, kan ek gou vir julle hierdie teks wys. Lees saam met my. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom voel, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan. Nee, maar julle het nou anders gelees. Kom ons lees weer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom voel, nie verlore sal gaan. Hey, nee, maar julle, hoor die mense, ons tyd is min, ek wil hê ons moet saamwerk asseblief. Kom ons lees hom vir die laaste keer. Sê julle saam lees. Want so lief het God die wêreld gehad,
dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom voel, lief. Ja, ek dink daai was 'n tikfout. Kom ons vat daai ene. Ek wil hê ons moet gou hierso 1 Johannes 5 vers 10 lees. Right, lees saam met my. Wie die seun van God voel. Nee, stop. Lees saam met my. Wie die seun van God voel, glo in homself. Broer en suster, julle kry die punt. Broer, is jy kind van die Here? Ek weet nie. Hoekom nie? Ek voel nie meer so naby die Here. Hoor julle? Hoor julle hierdie valse antwoord? Kan ek vir jou een ding sê? As jy op jou gevoelens staat maak, jy kan nooit. Eendag voel jy goed, die volgende dag voel jy sleg. Hoe kan jy op gevoel staat maak? Maar weet julle broer en suster, dis hoekom baie mense terugval. Dis soos 'n skaal, op, af. Swaar lig, swaar lig van gevoelens. Want eendag, as ek nie lekker voel nie, en iemand kom net en sê vir my iets, en ek voel nie lekker nie, dan is ek nie meer bekeer nie. Dan is ek nou nie meer by die Here nie. Julle sien, die duiwel het iets reg gekry. Hy kom en hy maak ons geloof iets wat ons moet voel. Sê bietjie vir my. Ons gaan net, daar so baie tekste, ek wens ek het tyd gehad vir alles. Lees saam met my vers 13 en ek sal hom nou reg lees. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan voel dat julle die ewige leef. Nee, sodat julle kan weet. As jy iets weet, is dit seker of is daar 'n bietjie twyfel? Dis doodseker. Jy twyfel nie daaraan nie. Nou kom die skrif en hy sê vir ons, daarso, dis nou maar een van duisende plekke, kom die woord van God en hy sê vir ons, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Dis 'n waarheid. Daar staan 'n feit. Dis 'n feit daai, glo jy dit? As jy dit nie glo nie, vat 'n pen vanaand en krap dit asseblief uit jou Bybel uit. Want jy wil nie die waarheid van die woord vat nie. Dis wat daar staan. Wie die Seun van God glo, al sien jy hom. Godfrey, sien jy my? Nee. Hoe weet jy dis ek? Ek ken jou stem. Here, ek ken u stem en omdat u sê, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Daarom weet ek. Vers 13. Daarom weet ek dat ek die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Julle sien broer en suster, dis amper soos hierdie prentjie van daai trein. Sien julle daai trein? Die Bybel kom, wat trek 'n trein? Die lokomotief, né? Die lokomotief is die feit. Die feit sê, so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis 'n feit. Dis waarheid. Dis doodseker. Jy hoef nooit te twyfel daaraan nie. Maar weet julle wat kom doen ons? Ons kom. En dan vat ons die gevoel waar. En ons gaan maak hom die lokomotief. Gaan die agterste waar van 'n trein die trein trek? Nooit. Maar dis wat ons kom doen. Want ons wil voel. Ek voel nie goed nie, ek voel sleg. Ek voel nie meer so geestelik nie. Mense het dinge vir my gesê, nou voel ek nie naby die Here nie. Broer en suster, daar is so baie om te sê. Dis deel van ons probleem. Dit wat die woord van God as feite vir ons gee, kom ons in ons betwyfel dit, want ons ken nie sy stem nie. Ons ken hom nie.
En weet julle wat, ek het sommer so 'n paar redes hier neergeskryf. Waarom is mense nie seker nie? Net om op te som. Hulle maak staat op hulle gevoelens en emosies en nie op die woord van God nie. As Johannes 3 vers 36 sê, wie die seun het die wie in die seun van God glo, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dan is dit 'n feit. Dis 'n waarheid. Weet julle wat vir my hartseer? Ons glo die snert wat in die sonkoerant geskryf staan. En ons sê, lees hierso, en dan maak ons dit die waarheid. Maar wat die woord van God sê, kom ons in ons betwyfel vandag. Is dit nie ironies nie? Is dit nie hartseer nie? Hulle sal in die son die vieslikste storie van 'n pastoor of 'n kerk of een of ander seksskandaal skryf. Dan lees ons hier, sien jy? Ja, sien jy? En ons praat daaroor en ons ken daai stem. Ons ken daai vuil stem van die sonkoerant, ken ons baie goed. Ons ken nie die Here se stem nie. Wat vir ons kom sê, as jy die seun het jy die lewe. Daar's nie twyfel nie. Punt, sloes, klaar. Feit, waarheid. Jy kan dit weet, jy hoef dit nie te voel nie. Weet julle wat is geloof? Kan ek vir julle 'n definisie gee van geloof? Ok, daar haal hy nou Hebreërs 11 vers 1 aan. 'n Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, né? Op die dinge wat ons nie gesien het nie. Alles wat in hierdie boek staan, het jy dit gesien? Het jy dit gesien gebeur? Nou, hoekom is jy naweek hier? Sê haar? Maar jy het dit dan nie gesien nie. Maar hoekom glo jy dit? Talien? Sê haar? Omdat ek weet. Dis 'n feit wat die waarheid is. Geloof. Weet julle wat is geloof? Geloof is om die woord van God net so te vat. Maak nie saak wat sê die son nie. Maak nie saak wat sê die wêreld nie. Maak nie sê wat sê wie en wanneer waar ook al nie. Ek vat dit. Weet jy hoekom? Dan is die woord van God. En wat die in staan glo. Al sê wie ook al wat. Waarom is mense nie seker van hulle redding in geloof in Jesus nie? Hulle maak staat op gevoelens. Hulle vat God nie op sy beloftes nie. Dis wat ons nou net vir mekaar gesê het. Hulle glo nie die waarheid nie, hulle glo eerder wat die Koran sê. Hulle ken nie God se stem nie. As gevolg van ongehoorsaamheid aan God se woord. Weet julle my broer en suster, dis vir my die hardste een van almal. Die woord van God kom en hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar ek weet, drank veroorsaak probleme. Ek weet, die Here het met my gepraat en hy het gesê, daai suurpap is klaar, is verby. Nou sê ek, Here, ek drink daarom nie meer 'n bottel nie, ek drink hom net 'n glasie. Maar God het gesê, van Jerden, is klaar. Is klaar. En ek ken sy stem. Toe hy dit sê, toe weet ek, is klaar. En nou kom ek met my storieetjies. Here, maar, dis mos nie dronkie. Here, is mos net 'n ou glasie saam met die braaivleis. Dis nie so erg nie. Hoor julle? Maar ek is ongehoorsaam vir wat die Here gesê het. Efesiërs 5 kom en hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus sy gemeente lief gehad het. Weet julle hoe lief het Christus sy gemeente gehad? Hy het aan 'n kruis gaan hang. Hy het hom leeg gebloei. So lief met jou vrou hê. Dan sê ons, nee Here, maar sy wil nie luister nie, ek is aan die hoof van die huis. Dan is jy ongehoorsaam. Jy is ongehoorsaam en daarom twyfel jy aan jou redding. Dit sluit aan by die volgende punt, wat sê, omdat in sonde volhard word. Broer en suster, hoekom twyfel ons? Want ons volhard in sonde. En weet jy wat doen sonde? Hy is soos 'n slang, soos 'n luislang. Hy verwrig jou geloof. Kom ons wees bietjie eerlik met mekaar. Ek is 'n gelowige. En ek het stap die pad van die Here. Maar daar was kere in my lewe, selfs nou onlangs, en dit gebeur gereeld, dat ek weer 'n stuk sonde gaan doen het. Wat gebeur nadat jy daai sonde gedoen het? Hoor mooi wat sê ek. Maak so as jy saamstem. Ek voel ver van die Here af. Is dit waar?
Dis waar. Dis wat sonde doen. Nou kom baie op 'n kamp, of 'n tentdiens, of 'n veldtogdiens, of 'n preek, hulle gee hulle hart aan die Here, die lig kom skyn op hulle, hulle staan op, maar hulle volhard nog in 'n stuk sonde waarmee hulle nie wil klaarmaak nie. En dan die eerste is 'n ander broer of suster wat kom en sê, maar jy hou jou nou staan en bekeer, jy was nou op 'n kamp, maar kyk hier, nou drink jy weer, nou vloek jy weer, nou skel jy weer, nou praat jy weer sleg van die baas. Jy is nie bekeer nie, nou glo jy dit. Jy glo die leuen, maar jy vat nie die waarheid wat die woord vir jou sê nie. Maar jy glo dit wat 'n ander een sê, wat die vyand gebruik om jou by te kom. Dit glo jy. Maar die woord van God sê, wie die seun het die lewe, feit, waarheid, klaar, die lokomotief hardloop. Ek maak klaar. Ja, daai een het ons heel aan die begin gesê. Hy het nog 'n valse hoop en vertrou nog op sy goeie dade en werke. Broer en suster, hoor mooi wat ek vir julle sê. Ek is nie daar teen nie, asseblief. Op hoeveel kampe het ons al gesit, dan sê ek, my broer, ken jy die Here? Ja, van Heerden, ek is 'n ouderling. Sê ek, dis nie wat ek vir jou vra nie. Ek vra, ken jy die Here? Jy sien, sy valse hoop lê in wat hy by die kerk is, die posisie. Kom op 'n plaas buite Stellenbosch. Daar's 7 mense in die huisgemeente. Elkeen het 'n posisie. Hoorie, dis evangelis Titus. En hier het ons nou leraar Josephs. En hierso is pastoor Souls. Hoorie, en hierso is apostel Michel in. Ek sê, Here, wat gaan die aan? 7 mense in die gemeente, elkeen het 'n titel. En die een staan daar met sy rooi das en sy wit hemp en sy pers skoene. En hy probeer mooier lyk as die ander een. My broer en suster, ek is nie teen dit nie, maar vir baie mense het dit, hulle geloof lê in dit. Is 'n valse hoop. Jy bou op 'n valse fondasie. Hulle is swygende Christene wat nie getuig nie. Weet julle wat, dis die grootste ding. Ons sê altyd op die kamp, as jy nou teruggaan, gaan, en die eerste persoon wat jy kry, gaan sê vir hom, wat het die naweek op die kamp gebeur. My broer en suster, as jy trots is op iemand, wie van julle se kinders het al 'n goeie prestasie bereik? Wys vir my net so, ek gaan nie vra wat nie. Wie van julle se kinders, daar's 2 susters, julle kinders het 'n goeie prestasie bereik. Het jy dit net vir jouself gehou? Nee, jy het gaan vertel vir die familie van almal, hoekom? Want dit loop oor. Kan jy nou voorstel, Kelly, hier skryf ek vir jou 'n cheque van R1 miljoen. Ek sê, kom ons, waar is hy? Hier is hy R10. Kelly, hierdie is 'n cheque van R1 miljoen. Jy het hom gewen, dis joune, hierso. Dis joune. Dis regtig, dis joune. Daar vat sy die cheque. Nou gaan sy huis toe, en sy vat die cheque, en sy gaan bære hom onder haar kussing onder die bed. Sy wil net hê niemand moet weet, sy het R1 miljoen gewen nie. Is dit wat gaan gebeur? As sy sal nog op pad wees huis toe. Jy, kyk hierso. Hey, kyk hier. Ek het R1 miljoen gewen, kom. Maar as ons by die Here Jesus kom, hoorie, jy was mos op die kamp nou, is jy nou gered? Nee, ek was... Ons getuig nie, ons is skaam vir die Here. En weet jy, broer en suster, is deel van die leislang. As jy skaam is om oor iemand te praat, op wie jy verlief is, soos Paulus na sy bekering, dan kyk maar los. Paulus kom in Romeine 1 en sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want is 'n krag van redding vir elkeen wat glo. Hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, Filippense 1 vers 21. Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie ek wat lewe nie, is Christus wat in my lewe. Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus Jesus te ken, krag van sy opstanding te ervaar. Jesus. Sy ander Paulus, na hy lig op hom geskyn het, hy kon nie stil bly nie. Die laaste een.
Wat sê die vraag daarbo? Waarom is mense nie seker van hulle geredding en geloof in Jesus Christus nie? Die belangrikste rede, hulle is nog nie weergebore nie. En daarmee sluit ek af, broer en suster. Het jy al 'n geestelike ontmoeting met die Seun van God gehad? Is jy al geestelik gebore? In die groepie sal die leiers moet julle dalk na Johannes 3 toe gaan. As iemand nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy of sy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Feit, waarheid, dis die lokomotief. Dis nie wat jy voel nie, nie wie jy ken nie, dis nie wie jy self nie, dis nie wie jy is nie, as jy nie ontmoeting met die Seun van God gehad het nie. En ek het besef, ek het gesê, Here, hoekom is dit, laat so baie kamstige gelowiges bly terugval, en onseker is van hulle geloof. Al daai redes wat ek gewys het is waar, maar die grootste rede, hulle is nog nie regtig weergebore nie. Broer en suster, ek wil vir julle vra, as jy nog nie ontmoeting met Jesus gehad het nie, en jou hart vir hom gegee het nie, as jy nog nie oopgemaak het, nadat hy al hoeveel keer gekom het, en geklop het aan jou deur en sê, maak oop nie, wil jy het nie oorweeg om dit hierdie naweek te doen nie. Laat ons Sondag hier weggaan, ons almal wat hier is kan sê, ek weet, ek het die lewe. Nie ek voel die lewe nie, nie miskien nie, ek het die lewe. Hoekom? Want ek ken hom. Ek ken sy stem. Ek weet, hy is my redder en verlosser. Mag die Here ons daarmee help. Hier is baie mense hierso, wat ek weet, ek ken hulle gesigte al, wat teruggeval het. Maar weet julle broer en suster, God sê in Johannes 10, vers 29, ek is die goeie herder, sê Jesus. Julle is my skape. Ek sal my skape nooit uit my hand uit laat gaan nie. As jy in God se hand is, kom die Here nou nie omdat jy stout was en hy sê, ek gaan jou bykry, nog gooi ek jou weg nie. En jy doen nie soos 'n aardse pa nie. As jy in God se hand is en jy wil uitval, dan kom, hou jou vas. Godfrey, wys gou daai oefening van jou altyd. God kom en hy sê, jy is myne. En partykeer val ons terug, dan los ons. En dan wil ons val. Maar wie hou? Uit jou hand sal ek my nooit laat gaan nie. En dan besef ek waarmee ek besig is en sê ek, sorry Here, vergewe my, vat ek. En ander dag kom ek aan, Here, ek het weer baie lelik met my vrou gewees, vergewe my. Dis reg my kind, ek sal jou nie los nie. Dankie God. Hier is so baie van ons, wat, omdat ons ergens teruggeval het, dink God het gesê, hoorie, jy was lekker stout, kom ek gooi jou weg. Nee, jy het geval. Maar waar het jy geval? Binne in sy hand. Jy moet opstaan. 1 Johannes 1 vers 9. As ek my sondes bely, hy is getrou en regverdig om alles te vergeef. Mag God ons help hierdie naweek daartoe, broer en suster. Here, ek sê vir u baie dankie dat ons ook hierdie woord met mekaar kon deel en weet dis die waarheid. Ek wil ook bid, Here Jesus, dat elke broer en suster hierdie naweek 'n ontdekking sal hê dat u 'n werklikheid is, dat hulle u sal ken en u stem sal ken. In Jesus se naam. As ons ook nou groepies toe gaan, wil u ons kom seën met u wonderlike liefde en heerlikheid. Amen. Dankie.